Julle wonder seker hoekom het ek groen hare, maar moenie op my groen hare fokus, jy fokus op God. Ek het dit gedoen om vir die Cancer Save-a-thon by Luther se skool deel te wees van dit. Hulle kon nie al die sprei opspuit nie, want ek het 'n pittekop, maar die bewyse is daar dat ek betaal het om mense te red wat met kanker sit. John Nicholas Grow was 'n 17de eeue skrywer en 'n priester wat een keer gebid het: "Oh my divine master, teach me this mute language which says so many things." Hy praat of course van kontemplatiewe gebed. Dit is gebed sonder woorde. Gebed wat ons in die stilte van God se teenwoordigheid plant sonder dat ons enige iets te sê het. Ons praat die week oor kontemplatiewe gebed. En ek wil sommer hê julle moet om die tafels gesels en in die vertrek gesels. Wat dink jy behels kontemplatiewe gebed? Net so, daar's nie 'n regte antwoord nie. As jy enigiets het om by te dra oor 'n dra by, wat dink jy behels kontemplatiewe gebed vir jou? Gesels met mekaar. Nou, meeste van julle weet, ons werk as klein groepe deur Richard Foster se boek oor gebed, Prayer, waar hy die 3 bewegings van gebed aanpak, wat ons kan leer om te bid. Nou, in die eerste beweging help hy ons hoe om persoonlik te bid, en hoe om eenvoudig te bid, en hoe om vir my te bid. Dit is regtig 'n boekie wat jy kan aanskaf. Op my plekke is hy bietjie meer complicated as op ander plekke. Ek het die boek al 2 keer deurgelees en steeds verstaan ek baie van die goed nie en van die goed meer. Maar in die eerste beweging sê hy, hoe leer ek julle om persoonlik en eenvoudig te bid? En vandag begin ons om sy tweede beweging oor gebed bietjie te aanpak, en dit handel oor hoe om opwaarts te bid. Opwaartse gebed is nie vir myself nie, dis nie vir ander nie, dis nie vir wat ek kan kry nie. Opwaartse gebed, moving upward in prayer, is om te bid tot God vir wie God is. Dood eenvoudig. Nou, hy beskryf, wat ook al jy dit as kontemplatiewe gebed nou beskryf het in die groepie, Richard Foster beskryf kontemplatiewe gebed die volgende. Hy sê, it is wordless communion with God, woordelose nagmaal met God. Hy sê ook, dit is prayer of resting my attention on God. Dit is gebed wat my volle bewustheid, my volle aandag, maak nie saak hoe die wêreld brand daar buite of hier binne in my nie. Ek plaas my volle aandag op God, net vir wie hy is. Dit is amazing om dit te hoor. Woordlose nagmaal met God. Jy sien, is die soort gebed wat die moeilikste van gebed is om te beoefen. En hy sê dit in die boek, kontemplatiewe gebed is baie moeilik om te bid. Maar kan jy dink wat hierdie soort gebed aan my en jou angstigheid kan doen? Aan ons performance-based ouerskap en huwelike en werke en verhoudings kan doen? Wanneer ons gereeld na God toe gaan, sonder om my hart uit te stort, maar dat ek toelaat dat hy sy hart op my en oor my uitstort. Want gewone gebede is om te bid met die hoop dat my gebede iets gaan bereik. Iemand se genesing, 'n werk wat gekry word, iemand wat emosioneel bygestaan word deur die Heilige Gees, goeie weer vir my troudag. Dit is wat gewone gebede altyd by ons kweek. Maar vriende, in kontemplatiewe gebed is die uitkoms dood eenvoudig. Union with God. Dis wat Foster sê. In kontemplatiewe gebed wil ek wil eenheid met God bereik. En in ons harte weet ons, dis wat ons graag wil hê. Elke liewe dag, we want communion with God. Maar in ons besige bestaan, kom ons net nie by dit uit nie. Die Westminster Katekese vraag, sy eerste vraag is, wat is die hoofdoel van die mens se lewe? Julle moet eintlik hy vraag gaan check. Wat is die hoofdoel van die mens se lewe? En die kort antwoord is, die mens se hoofdoel is om God te verheerlik
en hom vir ewig te geniet. Ek raak elke keer as ek daai vraag en antwoord van die katekisme, as ek dit noem, dan raak ek opgewonde. Want dan besef ek is nie hier om te perform nie. Ek is nie hier om 'n klomp goed te kry, of om 'n klomp goed te doen nie. Die Engelse van die antwoord sê, the chief end of man's life is to glorify God and to enjoy Him forever. Dink gou in jou lewe, dat God vir jou nooi, met een doel, verheerlik my en geniet my. Ek kan nie genoeg van daai bewuswording kry in kontemplatiewe gebed. Verheerlik my as jy in my teenwoordigheid kom en geniet my. En dis wat gebeur wanneer ons in stil gebed kom. Dis wat gebeur wanneer ons in kontemplatiewe gebed kom. Kontemplatiewe gebed is anders as meditatiewe gebed. Nou ek het nie tyd om vir julle dit te unpack nie, maar meditatiewe gebed is wanneer ek 'n psalm vat en ek mediteer op dit. Wanneer ek 'n ou gebed van, sê nou maar van Augustinus vat, of van eksamengebed vat, en ek mediteer op dit, is in die woord. Kontemplatiewe gebed is, ek gaan woordloos stil sit vir 15, 20, 5, 7 minute. So praat gou om die tafel oor hoe moeilik of hoe maklik dit vir jou is om sonder woorde, sonder Bybel, sonder vrae, sonder 'n teks by God te sit. Wees eerlik, moet dit nie fake nie. Hoe moeilik of hoe maklik is dit vir jou? En vat net mekaar se harte in daai spasie vas. Julle sien, meeste van ons, ons is geleer dat gebed iets is wat ek met woorde doen. Woorde van dank, woorde van vergifnis, woorde van wysheid, van lyding, van repentance, woorde. Dit is hoe ons geleer is om te bid. Maar dis gebed sonder woorde, waarvan die psalmdigter uit die bekende psalms versie sê, be still and know that I am God. Dis in die stil wees dat die wete kom dat hy God is. Ons het daai ding omgedraai. Ons het gedink, hoe meer kennis ek van God het, hoe makliker gaan ek stil word voor God. En God sê, nee. As jy stil is, gaan jy weet wie ek is. Dis nie uit 'n stortvloed van woorde wat ek te wete kom dat hy God is nie. Dis uit die woordlose stilwording wat ek besef, hy is God en ek is die dienskneg. Die natuurlike opvolgvraag vir my en jou is, hoe leer ek die vorm van gebed? Dis die moeilikste vorm van gebed. So hoe leer ek dit? Hoe kom ek by 'n plek waar ek minstens 1 keer per week, nie 1 keer 'n dag nie, die diep kontemplatiewe ouens doen dit elke liewe dag. Vraag is, hoe kan ek en jy ten minste 1 keer 'n week in die geraas van ons samelewing, woordloos, stil by God wees, sonder 'n notaboek, sonder 'n Bybel, sonder musiek, sonder om dankie te sê. Eerstens, ek skuif my lyf. Dit is 'n ding wat ons by Oosterlig gereeld oor praat. Ek verander my postuur. Ek kies 'n plek wat ek gaan met die verwagting, hier kom ek om God te geniet. En vir my persoonlik is dit 'n bankie. Ek wil vir julle wys die bankie wat ek het. Ek het die bankie by Mientjie gekry toe ek daar op 'n program was. Die bankie het pote gehad, hy het binne 'n week gebreek. Ek gaan nie die naam van die plek hier opsit. Het binne 'n week gebreek. En ek het gesê, kom ek vat die bankie en ek gebruik dit as my gebedsbankie. Nou nog, as ek kontemplatiewe gebed wil toepas, dan vat ek die bankie, hy's op 'n ander plek in my vertrek, en ek gaan sit op my knie, ek maak myself ongemaklik. Ek maak myself doelbewus. Dit forceer my om laag te wees. Dit forceer my om weg te kom van die gewone, weg van my Bybel, weg van my journal, en dan forceer die bankie my
om my gedagtes te sentreer aan God. Die tweede ding is, ek sit net en ek dink aan God. Dit is hoekom die gebed so moeilik is, kontemplatiewe gebed so moeilik is, want dit is baie eenvoudig. Mense soek nie eenvoudige gebede nie. Ek verander my postuur en ek sit en dink net aan God. Ek dink nie aan 'n Bybelvers nie, ek dink nie aan my sonde nie, ek dink nie aan mooi woorde nie, ek dink nie aan vir wie moet ek intercede nie. Ek dink net aan God. Dit is, ek gaan dit eerlik sê, dis vrek moeilik om te doen. Want my gedagtes dwaal na die take toe. My gedagtes dwaal na wat ek moet doen. En wanneer my gedagtes dwaal, dan gryp ek net vinnig 'n papier wat daar lê, skryf die gedagte neer, sit die papier weer een keer en ek vra weer God, focus my attention on you, dat ek jou kan geniet. Ek is glad nie expert in die soort gebede nie, maar weer eens, ek weet wat se wonders dit vir my angstigheid oor die werk, oor politiek, oor geld, oor probleme, wat dit aan dit doen, wanneer ek na God toe gaan sonder woorde. Ek wil vir julle vat na 'n Psalm toe. Psalm 27 vers 4, een van my gunsteling psalms. Die psalmdigter sê die volgende: One thing I ask from the Lord, and this one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek him in his temple. Kontemplatiewe gebed is daai versie in die middel. To gaze upon the beauty of the Lord. Ek kom na jou toe, God, vir 5 minute om net jou skoonheid te aanskou. Jou skoonheid te geniet. Nie vir wie ek is en vir wat ek wil hê nie, net jou skoonheid. Gesels saam met mekaar, hoe dink jy kan ons gebede anders lyk as ons begin bid asof God alreeds vir ons wag om by hom te wees en sy skoonheid te kan aanskou met geen agenda. Gesels met mekaar. Ek wil vir ons afsluit met een gedagte oor Bernie Krause. Hy was 'n naturalist en hy het klanke opgeneem. En hy sê in 1968 kon hy 15 ure se klank opneem en dit so edit dat hy 'n uur se stilte kon kry. Natuurlike stilte uit daai 15 ure. Hy sê vandag vat dit hom 2000 plus ure se recording om 'n uur se natuurlike stilte te kan vasvang. En ek wil hê jy moet hoor hoe moeilik dit is om kontemplatiewe gebed toe te pas. Moenie jouself slaan, moenie jouself skuldig laat voel, moenie jouself gaan onnodig dure noise cancelling headphones koop soos my vriendin Denay of soos jy moenie onnodig in daai goed vasval nie. Daai goed help. Maar weet net hoe moeilik dit is om stil te kan wees, kontemplatief stil te wees voor God. So moenie jouself slaan nie. Hoor die gebed wat Richard Foster oor my en jou namens God, namens my en jou na God toe vat, wat kontemplatiewe gebed betref. En dan is ons klaar. Kom ons sluit die oë. My Lord and my God, listening is hard for me. I do not mean exactly hard, for I understand that this is a matter of receiving rather than trying. What I mean is that I am action-oriented and product-driven, that doing is easier for me than being. I need your help if I am to be still and listen. But I would like to try. I would like to learn how to sink down into the light of your presence until I become comfortable in that posture. Help me to try that now. Thank you and amen. Mag die Here julle lei om te try
sonder om jouself skuldig te laat voel. Genade en vrede vir julle.